Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ek lees vir jou vandag uit Exodus hoofstuk 17 vers 12 wat sê: Moses se arms het naderhand begin moeg word. Aaron en Hur het hom op 'n klip laat gaan sit en hulle het weerskante van hom gaan staan en sy hande in die lug gehou totdat die son ondergegaan het. Joshua kon toe Amalek en sy volk verpletterend verslaan. Ek praat vandag met jou oor medegelowiges. Moses is in 'n bonatuurlike stryd gewikkel. Hy veg nie fisies self nie. Joshua en die weermag is besig om fisies te veg, maar Moses tree in vir hierdie volk en Moses dra hierdie geestelike las op sy skouers. En solank as wat sy hande in die lug bly, wen die Israeliete. Maar natuurlik sal hy moeg word. In sy liggaam kan hy nie sy hande in die lug hou nie, liggaamlik in sy eie krag. En dit is simbolies van die feit dat hy nie alleen hierdie stryd kan volhou nie. Dan kom Aaron en Hur, twee van Moses se leiers, en hulle kom hou sy hande omhoog en Israel wen. Elkeen van ons as gelowiges is in 'n stryd, in 'n geestelike stryd gewikkel. Ons veg om staande te bly. Ons vyand is Satan en sy magte wat ons wil vernietig, of dan die beeld van Christus in ons wil vernietig. En hy het allerlei maniere waarop hy dit doen. Ons moet elkeen sterk staan teen hierdie vyand elke dag. Maar ons kan nie alleen staan nie. Wie het ek langs my en wat ek toelaat om my arms sterk te hou? Is ek in 'n verhouding met 'n plakgroep? Is ek dalk in 'n proses van 2-2 met iemand waar ek op 'n 1-tot-1 basis met iemand 'n disippelskap pad stap? Het ek mense om my wat my arms ophou wanneer ek natuurlik moeg word en daar gaan sulke tye kom? En doen ek dit dalk vir iemand anders van tyd tot tyd? Dank die Here weer vandag vir daardie mense in jou lewe en gaan bid daaroor. Vir wie kan jy so 'n persoon wees? Want ons het medegelowiges nodig om te bly sterk staan teen die vyand. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u mense wat in my lewe is om my arms omhoog te hou. As ek nie so iemand het nie, help my om sulke mense te identifiseer en hulle te gaan nader. Help my om ook so 'n persoon vir iemand anders te wees en intentioneel daar te wees vir iemand anders om hulle arms sterk te hou. Dankie vir my medegelowiges, Here. In Jesus naam. Amen. Die Here seën jou. Mag jy vandag beleef hoe iemand jou arms sterk hou. Tot volgende keer.